Lukas 12. Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasyn word. Aan julle my vriende sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daaraan niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat teen die Seun van die mens iets sê, kan vergewe word. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie. Wanneer hulle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel, maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het die plek waar ek my oes kan opgaar nie, en toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed weggesit al vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is nog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle klein gelowiges? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moet nie besorg wees nie.
Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir die koninkryk en dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader, om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie. 'n Onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mod dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle, hy sal hulle aan tafel laat sit, selfs 'n voorspoed aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle hom nie verwag nie. Toe vra Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel, of vir almal? En die Here antwoord, wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder, vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel, om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry, gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid, sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe, mans en vrouens begin slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie, en dan sal sy eienaar hom laat doodmaak, en hom die lot van ontroues laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het, volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie, en dinge goed gedoen het, wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek dat dit al aan die brand is? Maar daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word, en dit sal my heeltemal in beslag neem, tot dit afgehandel is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal al 5 mense in een huis onderlig verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3, en hulle sal verdeeld wees, vader teen seun, seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Jesus het ook vir die skare gesê, as julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, dit gaan reën, en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle, dit gaan warm word, en dit word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan, dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Waarom maak julle nie vir julleself uit wat die regte ding is om te doen nie? Terwyl jy saam met 'n teenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik, sodat hy jou nie voor die regter sleep
en die regter jou aan die polisie oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. Ek verseker jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.